Rondom ons is die lewe onvoorspelbaar. Op 13 Junie het 'n Air India Boeing 787 Dreamliner in Ahmedabad in Indië neergestort. Dit was een van Indië se ergste lugvaartrampe in dekades. 241 mense aan boord is dood en daar's 29 wat op die land ook gesterf het. Slegs 1 passasier het die ramp oorleef. 'n Christen in Indië skryf die volgende: vir sommige is hierdie maar net nog 'n nuusberig. Vir my was dit iets wat my herinner het aan hoe broos en onvoorspelbaar die lewe werklik is. Dink vir 'n oomblik, 4 lewens, 4 stories en daar's 4 besonderse lesse hieruit te leer. Die eerste gesin is 'n gesin wat jare gewag het om hulle droom te verwesenlik om na die Verenigde Koninkryk te emigreer. Maar daar het aanhoudend dinge in hulle pad gekom, daar was verantwoordelikhede en vertragings en besluite. Uiteindelik was hulle op die vliegtuig, maar hulle het nooit hulle bestemming bereik nie. Die pa, Pratik Joshi, het 6 jaar al in Londen gewoon. Hy was 'n sagteware tegnikus. Na jare se wag vir behoorlike goedkeuring, kon sy vrou wat self 'n mediese dokter is, by hulle aansluit. Hierdie gesin van 5 het 'n selfie op die vliegtuig geneem. Hulle het familielede gestuur, maar hulle het dit nooit gemaak nie. Die vliegtuig het neergestort. Niemand het oorleef nie. En dan besef jy, ons het soveel planne vir eendag, maar as ons aanhou wag, dan word dit dalk nooit. 'n tweede geval is 'n vrou wat veronderstel was om op daardie vlug te wees. Sy het gesê dat sy 10 minute laat by die inklokhek aangekom het, as gevolg van die verkeer wat daardie dag in Ahmedabad so druk was. Sy het gepleit by die owerhede om haar aan boord toe te laat, maar sy is geweier. Sy was gefrustreerd, kwaad, net om later te besef, maar daardie vertraging was iets wat die Here gestuur het. Jy sien, ons kry nie altyd wat ons wil hê nie, want die Here sien wat ek en jy nie kan sien nie. Soms is hy nie belangrik, want dit wys 'n nuwe fase in jou lewe. 'n derde verhaal uit hierdie gebeure was 'n man wat oorleef het. Hy was die 40-jarige Vishwas Ramesh. Hy het sitplek 11A ingeneem. Die vliegtuig het in die helfte geskeur en hy was toevallig in die gedeelte wat nie aan die brand geslaan het nie. Sy broer, wat ook op dieselfde vlug was, is dood. Hy sê ek het weggestap daar, verdwaas, van 'n situasie wat niemand gedink het jy ooit kan van oorleef nie. Vandag weet ek, dit was nie toevallig nie. Toe ek opstaan, was daar dooie mense oral om my. Ek was bang. Ek het opgestaan, daar uitgestap. Daar was stukke van die vliegtuig oral om my. Iemand het my gegryp, my in 'n ambulans gesit en my hospitaal toegebring. In sy lewe is nou 'n kragtige getuienis. Dit dra vraag, wat doen jy met die tyd wat jy gekry het? Hy weet, hy was nie gelukkig nie. Daar was iets daarachter. Die 4de is daar die mense wat dit nie gemaak het nie. Ook mense met drome, mense met onvoltooide stories. Hulle het iemand daardie oggend tot siens gesoen. Hulle het nie geweet wat gaan gebeur nie. Jy sien, hulle lewens herinner ons daaraan dat tyd nie gewaarborg is nie. Wat ons het is nou. Ons is maar net 'n damp wat 'n oomblik daar is en dan verdwyn. So terwyl jy nog vandag het, moet dit nie mors nie. Vra nou om verskoning. Vergewe nou, want die lewe kom nie altyd met waarskuwings nie. As Christene verstaan ons dat die lewe iets is waardeur ons beweeg. Dis nie iets wat jy besit nie. Elke dag is 'n geskenk. Dis 'n roeping. Dis waarom Lukas 12:40 ons aanspoor. Julle moet gereed wees, want die seun van die mens kom op 'n tyd wanneer julle hom nie verwag nie. Hierdie gereedheid gaan nie oor vrees nie, maar om doelbewus dit te gaan doen wat die regte ding is. Kyk weer na hierdie 4 lesse, 4 gevalle. Mag hierdie tragedie nie net jou emosies roer nie, maar jou help om vandag te gaan lewe as iemand wat verstaan, hierdie lewe gaan verby. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U die eienaar van ons lewe is. Dankie dat ons vandag kan lewe saam met U. Amen.